Die spanne van die Noorde het bietjie gesukkel in die wind, veral die eerste 2 dae. Dit was baie lelik, maar hy draai ook halftyd. Jep. Menlo Parkie, kaptein Keen. Hy skop af. Onder die bal, daar gaan die vleuel, nommer 11, daar is hy. Dis die nuwe man op die veld, Joubert. Hy het goed gedoen om die bal terug te kry. Menlo Park, hulle sien die groot pot uit buitekant toe, wyd, hulle gaan wyd. Hier is groot moeilikheid, Menlo Park van die begin af, in die eerste minute, nommer 13 daar so, Samuels, een van die 13's wat ons genoem het, Pierre. Dis presies wat gebeur het, en as die afrigters dit aan jou genoem het, is dit definitief spelers om dop te hou. Leskin Samuels, binne die eerste minuut, goed teruggewen van die afskop af, deur die laatplaasvervanger Joan Joubert, vinnige verspreiding deur die agterlyn, daar kan ons sien, vat hy die gaping, stamp 'n man af, en keer agter die doellyn vir die eerste 5 punte. Drosdey wat nie sal gelukkig wees met daai afskop nie, en ongelukkig was dit een van die probleme op die eerste 2 dae, vir al die spanne, om die afskop terug te wen. Ja, deesdae, jy sien almal die manne sit die spots op, so 2, 3, 4 pots oor die veld. My gedagte is altyd, so as dit oor die pot gaan, dan is die bal in 'n gat. So ek wonder partykeer, maar as jy sê, wat weet ek van die blou bil rugby af? Dit is maar 'n standaard afskop oefening, Ja, reg deur die bank. oh, he's got it, he's kicked it. He's kicked it. Kaptein Andrew Kuhn. Hier kan ons weer sien, die skram skakel vinnige bal vir sy agterlyn gegee. Daar is Samuels. Niks stop hom nie. In die vorige wedstryd teen Outeniqua ook agter die doellyn gaan kuier, sy tweede een vir die toernooi. Hierdie ene, Menlo Park, hulle kry die bal, groot pot weer uit na Keen toe. Lyk my hulle wil net wyd gaan hierso. Groot binne senter. Hy hou die bal vas, dis nommer 12. Stompke. Hierdie Keen mannetjie lyk of hy vol is, hy wil net hardloop. ATS Drosdey wat die bal terugkry. Kom ons kyk wat hulle gaan maak. Hulle sien ook spasie aan die buitekant. Well tackled there. Nommer 13 weer eens. Drosdey, hulle die bal in die hande. Hulle sal met die forwards wil dryf eers so 'n paar minute net om te sien wat gaan aan hierso met die manne. Pot out the 9, out the 10. Ek dink die bal het teruggegaan van een van die Menlo Park manne se rug af. Skeieregter sê speel aan manne, hier is ons eerste lyn staan. Ongelukkig Anderu Nieuwoud al daar uitgegee het vir die lynregter. Ongelukkig nie in sy span is nie. Hier is die eerste lyn staan windstil vandag, so dit gaan bietjie makliker vir die hakkers wees. Daar kan ons sien die lang paas wat verlore gaan. En hulle soek die spoed op die buitekant. Makiza. Groot center, dra die bal pragtig. Out the back they go. Binne toe, buite, hierdie loskakel van Menlo Park, soos enige Pretoriaaner, hy wil met die bal speel. I think that ball just went forward there. Net so, ja, aanslaan, die skeieregter sê, jammer ou maat. Net so 2, 3 keer nou, ongelukkig net aanslaan hier, dink die siene wees dalk nog. Die warm-ups, partykeer wonder ek die warm-ups, die manne is so opgesaik, hulle vergeet om rugby te speel, hier kan ons dit weer sien. Die gedagte was goed, die uitvoering nie so goed nie. Ek dink daar was 'n vorentoe aangee ook, dalk bietjie te op mekaar in die agterlyn. Nog vroeg in die wedstryd, maar soos ek vroeër genoem het, Menlo Park onoorwonde tot op hierdie stadium van die jaar. Groot wenne teen Pieter Retief gehad, 78-7, en ook teen Eldoryn 52-13. Eldoryn natuurlik die skool waar Naas Botha betrokke is. Ons vergeet natuurlik in die Kaap, ek dink die seisoene, julle begin 'n paar weke vroeër as die Kaapse skole, en dis hoekom die manne van die Noorde het al 'n paar wedstryde gespeel. Dit is so, die SCC Noordval en die NMU skole cup. So 'n paar wedstryde in vir die span van Menlo Park. Skrams 'n bietjie sukkel, skeieregter wil dalk net kyk, laat alles reg verloop vir die res van die wedstryd.
Ja, hierso Smit en Van Aert aan ons kant hierso. Smit, Van Aert, kom ons kyk wat maak hulle. Ja, ek dink die skeieregter, dis die tweede keer wat Smit daarso, hy is reguit grond toe. Sy skramcoach sal vir hom 'n bietjie help daarso, maar sekerlik gaan hulle, kom ons kyk wat maak hulle. Hulle gaan hoek toe. Nee, Menlo Park is hier om te speel. Hulle wil die bordjies verhang bietjie. Natuurlik min oorlike spanne wat tot nou toe geseëvier het. Menlo Park was een van hulle op dag 1 saam met die Afrikaans Hoërseunskool. Kom ons kyk, dit lyk soos 'n 5-man lyn staan. Baie moeilik om teen 'n 5-man lyn staan om te gaan. Dis of voor of agter. Nou contest daar. Sê die man, julle double bank manne, julle gaan speel obstruksie in die lyn staan. Ongelukkig vir die manne van Menlo Park is 'n golden opportunity gone there. Afrigter sal definitief nie daarvan hou nie. Dinge wat jy week in week uit oefen op die veld. Het is baie standaard wat jy dit doen en ek weet nie, dit gebeur dalk meer as wat ons dink in die lynstane word al nie altyd raak gesien deur die skeieregters nie. Ja, ek is dis een van my goed wat ek baie mal is oor om 'n lynstaan te doen. En party werk en party kom jy weg en ander kom jy nie meer weg nie. Geen kompetisie daarso nie. Die nommer 6 flank daarso, Ramse. Die blonde kop daar, hy lê op die grond. Gaan ons weer na die buitekant toe. Good leg tackle. He's got him. Ja, he's done it now. Die manne moet uit die pad uitkom daarso. Hulle is te stadig, ongelukkig. En nommer 1, Prinsloo. Vra vir 'n groot man om vinnig te rol. Is dit dan nou maklik om dit te doen, meneer? En hier is Janu van Deventer. Hy het 1 helfte gespeel daar in die eerste wedstryd. Het hom afgehaal, dalk 'n klein besering gehad, wil hom spaar is met 'n briljante linkervoet. Het hierdie spel goed vir ADS Drosdui. Hier kan ons sien spelers wat nie wegrol nie. Maak so stadige poging. Die skeieregter sê bietjie meer doen as dit seun. Overthrow reg na sy agste man toe, so hy sal bly wees, daai een het uitgewerk vir hom. Nou moet hulle die bal los, hulle moet hom op die grond kry. Skeieregter sê kom aan kant manne. Terug na die agterlyn toe. Pragtige lyn daar, pragtige lyn. Nommer 13, wie anders? Hy gooi 'n skieppaas daar, die bal is nog steeds in spel. Steeds ATS Drosdui. Set hom op. Groot pot buitekant. Die haker, hy dra die bal op. Hulle is bly in die oopkant gaan, bly in die oopkant gaan. Die man skiet uit die lyn uit daar. Hy is baie gelukkig. Daai uit die lyn uit te skiet, as daai paas daar gesit het, was hy in groot moeilikheid. So 'n bietjie gesien het dat Abdul Fischer bietjie meer doen daar. Dalk bietjie te vinnige paas. Hy was definitief op aanval en spoed. Hy dalk net nie so ver gegooi het nie. Hy het 2 spelers gehad aan sy buitekant. Hier sien ons dit, ja. Hier kan jy sien, hier is die einde van die, ons ongelukkig vorentoe van die speler af. Sandro Smit wat gedink het hy kon dalk onder die paal gaan kuier het daar. Maar weer eens, vinnige hande deur Janu van Deventer. Die loskakel. Goeie oog. Dis 'n beter skrap. Menlo Park. Dis 'n pragtskop. Absoluut. Dis maklik 40 meter gewen daardie. Ja, dis lekker. En dit was lekker beide kante daar. Opsies aan beide kante, goed gedink. Kalm gebly. Kaptein Andrew Kuhn. Ja, is nogal opvallend, die 2 tiene, hoe naby in stature, hoe fisies hulle lyk, selfde gebou, selfde tipe spelers. Dit sal ook 'n goeie match-up wees hierdie. Daar's nog 'n oor, bal agter. Kom ons kyk wat maak hulle nou. Stoemka. Hy lyk vir my kan 'n slot ook speel, hy so lank. Groot en sterk, reg deur die middel gaan hulle. 'n Klein skrammy daar so wat daar die bal vat. Net so 'n klein jab. Dit kan verskriklik. Dit kan redelik. Hier spoed, hierso gaan in nommer 15. Jacobs.
Deur die middel, skrammies, die skrammies is vol lewe. Trap hierdie kant toe, trap daai kant toe. My bly nog steeds gaan. Daar is nommer 12, pragtig. Offloads. Pierre. Hierdie ATS manne, hulle het gesê wag, ons kan ook rugby speel. Beter hande en alles begin daar deur Paulo Barron. Hy ken die doellyn. En baie goeie werk deur Kellen Juries ook. 1 of 2 tackles uit te kom met daai rol. Kan ons sien. Ja. Ons Juries en goed aangegee daar na Jacques de Klerk toe. Sy beurt briljant aangegee vir die 3-drukker. Adrian Bergatien. En hierso is Jano van Deventer se eerste geleentheid. Paal toe te skop. Is bietjie makliker vir hom met die linkervoet van die kant af. Is definitief nie een van sy beter skoppe nie. Hier kan ons weer sien 'n goeie laaste aangee van Jacques de Klerk. Mooi bymekaar gehou daar. Vir 'n oomblik. Amper die koppies laat val daar. 7 punte teenoor 5 vir Menlo Park en Drosdai wat nou terug in die wedstryd kom. Lyk goed met bal in hand. Ja, is my eerste so opsomming van die twee spanne lyk amper vir dieselfde tipe rugby speel. Hulle vinnig wyd speel, lekker, twee goeie fly-offs, goeie 13s. Terwyl daar is ons weer bal oor. Pragtig gedoen daar so deur Nieuwoud. Daar is jou linkervoetskopper. Dan Keen onder die bal. Hy los dit vir sy vleuel. Hy sê gaan jy jou maat. Wat heb jy 'n bietjie Petersen? Coach is calling vir Lyne. Back it out the back. Die voorrye. Daai bal was, miskien sê hy speel aan manne. Ja, ek het gedink. My oë was vinniger as my brein gewees daar. Ja, die lynregter het dit geroep daar met die kommunikasie. Skeieregter wys hom daar, baie dankie. Hy kan vir ons ook dankie sê. Ons is nie gemaak nie, gelukkig. Ook nie sien van die kant af kan jy nie die vorentoe aangee sien nie. Maar dis wat hulle sê, speel tot die fluitjie blaas en dis presies wat Menlo Park gedoen het. ATS Drosdai, hulle behoort altyd goeie skrams te hê. Kom ons kyk wat gebeur het. Dis beter, Menlo Park, ja, het gaan so op, een vir jou, een vir my. Agste man tel op, om die draai, hardop. En die bal so 'n bietjie op skerm daar so. Hy het mooi gedoen, hy het reg gekry. Fire, jy hoor fire, die manne kom. Ja, groot slot daar so, dis Santos. Daar gaan jou fly-off, die twee fly-offs, hulle wil rugby speel. Same side again. Skop, cross kick. Gaan dit werk, gaan dit nie werk nie. Ongelukkig. Net boor sy kop. Nog so 'n voet langer was, dan was hy weg. Die gedagte is mooi. Ja, daar was definitief spasie. Bal het dalk net bietjie te vinnig opgesit daar. As hy nog kon rol, was daar weer 'n geleentheid vir die 3-drukker. Ja, natuurlik, ons het nou 4 dae gehad van absolute sonskyn. Maar die veld word al hoe meer kliphard gebak. Die spanne van die noorde gaan nie omgee vir dit nie. Nee, ek is seker. Dit is die 4de, dit is die 3de lynstaan wat hulle oorgooi. Elke keer het dit nog uitgewerk. Nommer 7 flank daar so, Strydom. Hy dra die bal aan die buitekant. Voorry daar so, Prinsloo. Die skram af hier, hy wil ook sê, luister die manne, as julle kan breek, dan kan ek ook breek. Keen op die bal, hy gaan buitekant toe speel. Dis heel agter. Herbst, kyk hier, Herbst. Het hy aftrap, hy het. En dan word hy geduik daar so deur die agste man van ATS Drosdai, die bal is nog steeds om. Die bal deur die hande gaan, dan is daar moeilikheid vir Drosdai. Voor hulle is daar so in tandem met mekaar. Nog steeds. I just couldn't get the offload done. Net. Die bal is nog steeds in spel. Die skeieregter manne, julle was op kant. Nou, tackle is gemaak deur Werner Ramsauer, die nommer 6 flank van Drosdai, 'n besige nommer 6. Jy kan sien hier was briljante werk. Wees voor hierdie.
As weer daai 13 Samuels binne die eerste minuut gaan kuier agter die doellyn. Nou 'n geleentheid vir Menlo Park. Die lyn staan wat hulle voorheen 'n strafskop teen gehad het die vorige 5 meter van die doellyn af. En hulle sal dit wel regmaak. Ons kyk wat maak hulle hier. Sekerlik hier. Voor no contest. Daar kom hulle. Hier kom hulle. Goeie stop daar so deur die ATS. Nou moet hulle die bal stop. Hy is amper daar halwe meter weg. Keen. Kom ons kyk. Daar's een van jou sterre wat ons vroeër genoem het. Jy het hom genoem. Ons het hom genoem. Samuels. Dis 'n game van 13's hierdie vandag. Verseker, Leskin Samuels, sterspeler hier van Hoërskool Menlo Park. Sy tweede 3 in hierdie kragmeting. Sy derde 3 vir die toernooi al. Maar dit was weer eens goeie werk deur die voorspelers met daai lyn staan. Hulle sal gelukkig wees. Dalk die plan wat hulle gehad het met die eerste een ook. Hierdie keer het dit gewerk. Mooi ingevat. Goeie verdediging aan die kant van Drosdale om daai lyn staan losgemaal te stop. Maar het is die vinnige hande van Menlo Park net daar. Samuels wat 'n tweede geleentheid kry. 5 punte aan te teken vir sy span. Kaptein Andries Ferreira sal bietjie meer verlig wees na daai lyn staan. Ja, dit was 'n beter een. He's pulled that one as well. Die manne, ek dink hulle soek die wind en hier's nou niks wind hier. Nou weet hulle nie waarheen en wat nou nie. Hier gaan ons weer. Goeie variasie, buitekant en dan net 'n bietjie te veel spoed. 13 op 13. Dit was nie die grootste beste tackle daar van Fisher nie. Lyk my die twee het besluit, luister, een vir jou, een vir my. Ja, hulle sal seker meer van daai agterlyn wil gebruik aan beide kante. Goeie spring daar deur Roots. Hier gaan hulle. Nommer 15. Herbst. Hy het ook 'n geleerde voet op hom. Ek dink daai bal het net vorentoe gegaan. Ja, die skeieregter sê ongelukkig net so klein bietjie. Dis lekker hierdie Menlo Park. Hulle het skoppers jy sê vroeër, een links, een regs. Hulle kan albei kante toe exit. Dis baie vir enige coach moet dit baie lekker wees. Ja, dis 'n lekker probleem om te hê daai. Jy kan ons sien Makiza sy eerste een wat hy getoets word mee. Mooi gewag, maar ongelukkig agtertoe en die bal wat toe verlore gaan aan die kant van Menlo Park. Hy's 'n klein mannetjie so. Hy moet leer om in die lug te kom dat hulle hom nie kan tackle nie. Ja, die Makiza met die klein vleuels van Suid-Afrika. Ja. Geen probleem. Ja. Miskien moet hy net 'n scrum cap kry, dis al. Superpowers. Menlo Park sal vra daar, maar nou ja, hulle het dominant gelyk net Peer. lyk vir my is ingeskram daar. Prinsloo. En nou van Deventer, hierdie is 'n bietjie 'n ander kant. Sy linkervoet gaan nie te veel daarvan nou nie. Nietemin kry hom uit in die kwartgebied. Geleentheid vir Drosdale om punte aan te teken. Hulle sal definitief van hulle lyn staan met werk. 3 wat oorgegaan het. Die laaste een wat verlore gegaan het en hier self hou. Graag 'n bietjie meer van Jacob van Engelen wil sien in hierdie wedstryd. Hy het baie goed gelyk in die wedstryde wat opgekom het. 'n Baie besige 8ste man. 'n Goeie wedstryd gehad teen Affies nie. Nie op sy standaard nie. Beter lyne aan goeie contest. Die probleem met die contest is nou verloor jy alles. Daar gaan jou flank hê, jou besige met nummer 6 flank daarso. En die scrummie, hy breek. Hy sê manne, julle sien die groot pot, ek gaan nie om die draai gaan. Dis waar ATS Drosdale hulle sal hulle pak forwards wil inkry, weer 'n voordeel. Skeieregter sê julle het iets verkeerd gedoen. ATS Dros bly om die draai gaan, bly. Hulle gaan nie die bal hier wyd gee nie. Pick and go, pick and go. Scrummie pass, hier gaan hy nou wyd gaan. Groot center, good tackle. Oh, and then he's knocked it on. He'll go back for the penalty advantage.
Skeieregter gaan hulle terugroep. Dis vir 'n vorige strafskop. Daar in die losgemaal, lyk vir 'n hoog tackle dalk. Sekerlik gaan hulle weer hoek toe hierso. Nee, Ja, dit gaan speel. hulle gaan speel Lotriet. Tap and go. Ja, fake. Scrammy. Groot. Dit lyk soos de Santos daai. Nou moet hy die bal op die grond kry. He's done well. At the back they go. Hier's 'n pragtige 3. Pragtige 3. Pragtige great execution. Die plan het gewerk. Hulle het seker 3, 4, 5 keer in die week daai move geoefen en dag daar kom hy uit. Goeie 3 aan vir Jacques de Klerk. Hy was betrokke in die eerste een ook. Goeie binne senter, lekker stewig. Hier kan ons sien die vinnige bal. Weer goeie werk deur van Deventer. En dan de Klerk het homself in sy gewig dra. Oor die lyn. Die wedstryd kop aan kop, 20 minute in. En dit is lekker om te sien. Die wedstryd lekker naby is. Ek dink aan Saterdag aand, 2 hoofwedstryde. Paul Roos en Garsfontein met oor 2 punte geseëvier het en Grey College wat teen Noordheuwel met 2 punte gewen het. Die sake nou gelyk 12 elk. Kan ons sien goeie werk weer deur Juries. Sy agterlyn vinnig voer de Klerk. Sy eerste 3 van die toernooi. Ja, daai wedstryd van die Grey en dit was 'n pragtwedstryd. Ek het hier gesit en kyk en I was quite amazed at the intensity that the boys played at. As jy op die rugbyveld is teen Grey College met jouself die hele tyd 'n kans gee, hulle gaan jou nie 'n guns doen nie en Noordheuwel het uitgekom om te speel. Menlo Park, hulle wen die afskop terug. Daar gaan Prinsloo. Hy lyk na 'n groot stewige spoorry daai. Lekker groot blindside hierso, jou agste man van vroeër. Skeieregter sê nee manne. Die min cleaners. Prinsloo glad nie happy met homself nie. Ramsauer weer daar homself binne in die losgemaal gekry. Nou kom die kaptein net vra, meneer, om daar kan jy sien, hier's Ramsauer weer besig. Lekker. Wil nie die speler los nie. Daar val hy nou eers. Dan word hy van die bal af getrek. Kan sien die spelers help mekaar daar uit. Gelukkig die skeieregter sê het vasgehou. Weer goeie werk deur de Klerk daar. 'n Goeie skop van Deventer. Weer in die halfgebied te sit van Menlo Park. Hier so Lottery, kom ons kyk of hy nou sy springers kan kry. 3 man lyn staan. One of them's gotta get out. Ja, 2, jy kan net een ou hê. Tegnies daarso, sê vir die manne, kom manne, you gotta have 1 receiver, you can't have 2 receivers. Skeieregter help net daar. Dalk 'n plan nie gesien nie. Dat was van Engelen. Die groot agste man. Ons het hom nog nie gesien nie, jy het hom vroeër genoem. Groot kind. Baie goeie speler. Sy in die wedstryde soos teen Paul Roos. Hoër Jongenskool Parel. Baie goed gespeel. Nog nie sy beste gehad hier op Noordsuid nie. Good contest hier, Menlo Park. Hulle het dit mooi gelees, pragtig gelees. Daar's die man wat nou net, ja, hy gee die bal, hy sê wag, my energie wat ek gehad het, gaan ek vir jou gee. Menlo Park, hulle bly in die oopkant gaan. Variasies, weer eens, bal uit die buitekant toe. Samuels aan die buitekant daar. Hy dra hom, hy gaan hom terugdra, daar gaan hulle deur die middel. Pragt loop hy daar. At the back, you can hear the call, magic, magic, sekerlik wees, wait. Die coaches skree magic, magic. Hier is 'n bit of magic. Offload, 1 agste man, offload, tweede man, daar gaan jou vleueltjie. Joubert. Pragtig speel die manne nou. Prinsloo. Nou angry war dog, let's noem dit dat. En dan word die bal verloor. Fischer. Pragtig, die manne skree onder, well done donkies. Jy het vroeër vernoem, die donkies daar van Woester. Ja, die Donkie Republiek.
Lekker klaphuis daar op Woester, op hulle veld. Kan ons sien, hier gaan die bal verlore in die paas. As Fischer daai bal net bietjie wyd. Ek dink nie hy het gesien hoeveel spelers aan sy buitekant was nie. Definitief spoed. Dit is Makiza wat daarvan gehou het om daai bal te kry. Nietemin, Skram. Ja, die skrams is nog so, een vir jou, een vir my, een vir jou. Menlo Park wat lyk of hulle om die draai kom. Bly speel, bly speel. Manne is gesplit. Nou is daar niemand aan sy buitekant nie. Nou moet hulle hom help. He's done well. Ja, hy het goed gedoen om daar uit te kom. Daar was absoluut niemand nie. Groot moeilikheid daai kant gewees. Die bal is nie uit nie. Hier gaan Menlo Park counter. Magic Leiner, pragtig koppie. Ongelukkig vir hom. In die vleuelse hande in daar so. Dus Herbs agter. Hy het vroeër in 'n lekker loopie gehad. Hy sien spasie hier buitekant. Op die oomblik. En manne, you guys didn't retreat, sê die skeieregter. Julle moet agter die bal kom. As die man die bal geskop het, jy moet omdraai en terughardloop letterlik. Jy kan nie vorentoe gaan nie. Dis een van die nuwe reëls wat hierdie jaar ingekom het. Ek dink die spelers is nog bietjie stil met daai. Jy moet beweeg en wys dat jy agtertoe gaan. Jy kan nie net stil staan soos in die verlede laat iemand jou aan kant hardloop nie. Jy moet self beweeg en teruggaan. En is iets wat die coaches kan sê, maar in die spel op daai oomblik, totdat jy die nuwe reël 'n paar keer teen jou gekry het. Jy kan nie sien wie is die skoppie. Daar hardloop die speler daar in die middel saam met die bal en jy mag dit nie doen nie. Menlo Park hierso, hulle sê ons gaan 5 man wees. Menlo Park se lynstaande was tot dusver baie goed. Die manne van ATS wat nie opgaan nie, hulle probeer om die mol te stop hierso. Dit is 'n moeilike ding om te stop. Bal word gerip deur die agste man. Is die counter aan hierso. Vorentoe aangee. O, genade. ATS Drosdai wat baie goed gedoen het om daai bal los te kry. Ek sal graag wil sien wat se speler dit was. Ek dink dit was Santos. Kom ons kyk. Nou is hulle in die moeilikheid. Nou hulle moet nou hier uitkom. Menlo Park op die aanval. Letterlik 5,5 meter buitekant die doelgebied. Schaffner, hy gaan die bal insit. Beter skram albei kante. Agste man tel op Schaffner. Daar was 'n hand in gewees. En dan voordeel en dan dwars deur Joubert. Hy sê ek het nou net opgekom, Johan Joubert, daar, hy is baie happy. Daar's jou man met die scrum cap. Ja. Saai Magic cap. weer goeie werk deur die agterlyn, ook die eerste weer eens deur die voorspelers van Menlo Park. Daar gaping gesien. Johan Joubert wat van die bank af gekom het. Hy kan 'n kans gekry het in plek van Jody Abrams. Hy gaan kerry om onder die pale. En hierdie wipplank wedstryd hou aan. Menlo Park nou met 5 punte voor. Niemand nog steeds uit hierdie wedstryd uit. Ek dink die laaste 5 minute van hierdie 11de gaan goed wees. Kan Drosdai eenetjie terugkry. 19-12 nou. Ja, daai was letterlik 'n unforced error daar. So kom ons kyk hier wie die bal. Hier gaan hy. Ek dink daar was 'n hand, ja, en toe die voordeel. Ongelukkig het dit nie gewerk die keer vir die Drosdai nie, gegaan vir die onderskep. Mooi by mekaar gemaak deur Johan Joubert. Right, van Deventer. Dis 'n pragtskop. Hy's lekker hoog. Kan hulle hom vang? Oh ja, goed gedoen. Is dit weer Joubert? Dis hy. So voer aangee, dan is dit Herbs. Herbs kan sien met daai lang bene, hy kan die bal skop. Hier gaan ons counter. Binne toe buite. Hier's 'n man met spoed. Iemand moet hom net help. Nog 'n aangee. Pragtig.
En dan mag jy die man nie so duikie. Was so ongelukkig. Miskien het hy in 'n bietjie in die lug gespring. Is moeilik om 'n kort mannetjie soos daai Ramsauer. Ramsauer was oral op die veld sover. Moenie vir Paulo Barron weggooi die heel agter van Drosdale nie. Elke keer as hy die bal gevat het, definitief op spoed. Paar manne al geklop, vinnige voete. Hy 2-3 in die wedstryd gedrink teen Afrikaans Hoërseunskool. Net hierso is die laaste ene. Nou gaan hy die bal. Ja, ongelukkig vir hom. Drosdale wat ingooi. Vorige lyn staan in die Menlo Park gesteel. Hierdie en ek steel hulle nie, maar hulle kry die voordeel van die oor. Parkies, buitekant, Feit. Herbst, daar is jou nommer 12 seende, daar gaan Herbst nou. Hy wou die chicken wing, hy het nog geseets op pad. So 'n little cross kick. Ek dink daai man het genoeg spoed, ongelukkig die bal het meer spoed. In daar in die Intercape signage in. Dylan Stimke wat homself deeltyd deel van die spel maak. Goeie hande gewysel en daardie skoppie op van die rugbybal wat gelukkig nie in hulle gunst stel nie. Definitief die regte opsie. Kan ons sien, breek binne toe, dan word hy nie mooi vasgevat nie. Dan sien hy daar spasie, dalk nog geleentheid gehad om daar om Barron te kon gaan. En dis gelukkig die skop wat aan was, want daar's niemand agter nie en daar's 'n speler van jou span langs jou. Hoekom nou nie? En weer eens hierdie harde veld, nou jy kan sien die bal daar, hy het net gehop, een hop, dwars deur die doodlyn. Die einde van dit is, daar waar die bal van geskop is, 'n skram. So, die Drosdale manne, hulle is 1-3 agter, op plank. Die skrams is nou beter, nou sien jy die man, miskien raak die manne moeg nou, laat hulle, die krag is nou al klaar, nou is dit net tegniek. Hier is ons heel agter, was daai paas, hy was goed gewees. Hier gaan ons nou, binne buite. Ja, ek dink die agste man het dit gesteel. Definitief, Van Wyk. Van Wyk het hom gesteel. En dan, hy staan wel. Pragtig. Dis Herbst. Hy het goed gedoen om daar binne te bly. Schaffner sê, manne, kom ek kan ook hierdie game aanvat. Nommer 9 is net 'n nommer in my rug. Counter, maar van die kant af, ongelukkig. Die agste man daar van Engeland. Net van die kant af ingekom. Van Engeland het ek vroeër genoem. Hy moet homself in die wedstryd meer kry. Definitief meer as dit. Ek begin nie, daar was 'n bietjie hare stamp dalk. Net weer 'n bietjie asem kry. Wedstryd wat op en af van hierdie veld gaan. Jy kan sien daar's 'n paar longe wat brand. Pakkette wat kramp. Maar kaptein Andrew Kuhn wat dinge net rustig vat, gee sy speler 'n geleentheid, die skeieregter sê dis nie. Nou is 'n goeie steel van en Van Wyk. Ja, hy het baie goed gedoen daar. Is dit nie uitgaan nie? Nee, hy is nie uit nie, ongelukkig. Nou, Drosdale. Teenaanval hierso. Die mannetjie met hulle dop hou. Daar spoed. Goed gedoen deur Menlo Park om daai manne daar buitekant te keer. Dit pas nog steeds aan. Counter van Menlo Park. Dieselfde is die vorige strafskop van die kant af, sê die skeieregter. Die manne probeer om die teenaanval in te sit. Die counter raks ongelukkig. Hulle moet van agteraf kom. Hulle kan nie van die kant af inkom nie. Ja, ek dink hulle wil aanskoulik rugby speel en laaste paar sekondes of minute van hierdie eerste helfte en dan nog net een helfte hier op Stellenbosch vir hulle. En Menlo Park kry min geleenthede om hier op Paul Roos te kom speel. Ek dink dit is lekker vir die spanne van die noorde wat nie daai geleentheid altyd kry nie. Gewoonlik is die NMI Toyota Noordsuid toernooi daar op Afrikaans Hoërseunskool. Ons tyd hier in Stellenbosch geniet soveel as moontlik. Ja, is 'n wonderlike plek. Dis 'n wonderlike plek om te kom rugby speel. Net so hulle oë oplig en hulle sien al die berge rondom hulle. Dit is net so pragtig. Terwyl AT is Drosdale, daar by hulle is baie berge daar in Woester, baie sneeu.
Hulle sal sê, kom ons hou die bal so, maat. Let's keep going. Die hakertjie, hy gaan grond toe, goed gedoen daar. Nou moet die bal uitkom. Dis De Santos, die 8ste man. Nee, dis jou man van Engeland. Byt kom die bal, wyd. Wat 'n pragtige lyn. Het hy genoeg spoed? Ek sal vir jou sê, hy het genoeg spoed. Jy het vroeër genoem, Jacobs daar, die man in die game kom. Nee, As moeilikheid. Paulo Barron. Is dit Barron? Ja, die hele agtertjie. As hulle omgeruil het dalk. Ons mag dalk die nommers verkeerd hê. Een van die twee. Ja, Prachtspel hierso. Kyk hierso, daar in die gat. Herbste, hy kan niks doen nie. Hy kan niks. Hy sê net, dankie ou maat. Pracht 3. Anwil Jacobs. Van verskoning as ons Barron sy naam gegee het vir Jacobs. Die 3 is gedruk. Hulle coaches sal happy wees. Vroeër genoem dat hy sal graag wil terugkom in hierdie kragmeting net voor halftyd en ongelukkig Johannes van Deventer wat nie 2 punte kan bysit nie. Halftyd hierso. Span van Menlo Park wat 19-17 voorloop. Hier sien ons weer die laaste 3 van Deventer. Goeie hande van hom. Hoe sy speler in die gaping. Goeie werk om agter te. En hulle sal tevrede voel by die helfte. Dalk nie in die lyn staan is so baie nie. Lekker rugby. Hoop hierdie een gaan tot die einde. En nou die wind heeltemal loop lê. Daar's nou nie 'n siggie wind nie. Bal gaan oor, daar so Strydom. Ons het nog nie baie van hom gepraat nie. Die man met die rooi skamkrap. Hy het seker gesê, luister coach, dis tyd dat ek my naam opsit hierso. Dan gaan hulle wyd. Hulle attack van hulle eie doellyn af. Pragtige spel. Nou nog een. Word neergelak daarso. Petersen. Kom hulle weer terug die kant toe. Herbs. Gaan daai skop mooi uitwerk. Hy gaan pragtig uitwerk. Goeie oog daar vir Herbs. Ek kalm kop. Reinhard Herbs. Hy kry baie geleentheid in die agterlyn om dan die skopskoen te gebruik. Vind homself baie keer op 10, veral op die aanval, op die teenaanval. Hier daar ekstra man. Kaptein Andrew Kien. Man sê kyk voor. Pragtige lyn staan. Ja, die Dakers, hulle het nou hulle manne gekry. Drosdey, die donkies. Hy loop soos 'n donkiekar op die oomblik, net met een spoed in vorentoe. Daar word hy nou gestuit. Die man gaan moet hom net uitkry. Steeds, die skeieregter sê nog een keer. You gotta use it now. Ja. Ongelukkig kan hulle hom nie uitkry nie. Die man in die groot slot daarso, nommer 4. De Santos, hy sê, I had the ball, I had it. Ongelukkig vir hom, nee meneer. Skeieregter verduidelik net vir Caleb Cornet. As ek sê een keer, volgende keer moet jy gebruik. Kan nie wag nie. En so ook tel vir die voorspelers as daai roep kom van die skeieregters, moet jy die bal so vinnig as moontlik agter toe kry. Dit beteken nie gaan nêrens nie. Die spel moet aangaan. Ek dink nie daai manne hoor ooit daai call nie. Peer. Dit mag wees. Ek dink daar is 'n manier waar daai manne daarvoor use it once. Dis harde werk die hele tyd daar in die voorspelers. Hier op hierdie warm dag op die Markotter. Ons het nog min gepraat hier van aard. Ons sien nou in die blonde ligte kop hierso die vaskop van Menlo Park. Ons kan nou lekker sien hoe sy skramwerk is. Hou die man ver terug. Mooi hit op hom. Pragtig. Ja, dis soos jy wil hê 'n vaskop moet doen. Uit gaan die bal wyd. Kan sien daarso op buitekant om 14, 15. Joubert. Miskien met hierdie Joubert gestart het laasweek sê hy vir die coach. Terugkom hulle Menlo Park, coast to coast. En dan verloor hy die bal. Counter is on, ja, ongelukkig nie. Skeieregter sê manne, laat ek net gou 'n bietjie beraadslaag hier met julle. Net praat daaroor iets wat hy dalk gesien het aan die oorkant.
net met sy spelers praat, dalk ietsie van die bal af of 'n tackle. Skeieregter definitief iets gesien wat hy nie van gehou het nie. He's also blood, looks like somebody's got blood. Ja, altyd veiligheid, skeieregters baie vinnig op die vletjie as daar groot beserings is en dit is waarvoor ons hier is, die seuns moet nie seer kry nie. Maar is ook net 'n bietjie 'n waarskuwing. Ek moet pas op nou vir 'n volgende groter treding. Vir 'n geel kaart. Dis iets wat hulle nie kan bekostig op hierdie stadium nie. Hulle is heeltyd in die wedstryd. Die ATS Drosdui. Ek hou van die manier wat hierdie Marcelino Park speel. Hulle dis nie net in die middel waar hulle opgaan nie. Hulle speel hom wyd, kom terug, speel wyd. Die vroeër het hulle gespeel daar van hulle eie doellyn af. Toe hulle sien daar spasie in die buitekant toe gaan hulle. Is nie net exit kick, receive, exit kick nie. Hier gaan ons nou goeie spring. Nou sal ATS Drosdui elke keer moet ken hier so. Die mole set up nicely. Hulle gaan dit moeilik stop hierdie ene. Hulle sal dit moeilik stop. Hulle gaan hom nie stop nie. Ja, goeie werk weer eens in Menlo Park. Dit is net daai eerste keer wat hulle nie suksesvol was so naby in die doellyn nie. Hulle het dit reggemaak. En dit is iets wat ATS Drosdui dalk na kan kyk in die res van die wedstryd om daai dryfmaal te stop. Dis net kyk wie die 3 drukker is hier. 10 teen 1 die haker. Peer. Hy werk daardeur. Ja. Gaan hy. Ja. Declan Pelser oor vir sy eerste ene. Hy het nog min fout gemaak met die lyn staande. Sy springers heeltyd gevind. Weer eens goeie werk deur die voorspelers. Maar jy moet onthou, Menlo Park is nie baie ver van Loftus af nie. Okay. Alright. Nou begin die prentjie van mekaar kom. Ooste, Pretoria Oos. Jy praat Grieks met my. Oos, Wes, Pretoria. Pretoria is noord van die Oranje rivier. Dis so ja, daar wil jy oor die bekers moet klim om daar te kom. Genade. Goeie werk deur Andrew Kuhn. 24 punte teenoor 17. Gelukkig daai nou misgeskop, maar hy het baie goeie wedstryd sover. Die kaptein van Menlo Park hou sy troepe almal in beheer. As ons gaan van die vorm van die wedstryd, dan moet die ATS Drosdui nou 'n driekie druk. Weer die man daar agter stryd hom. Hy doen sy werk goed daarso. Ons kyk hierso Menlo Park. Ons sien die manne is opset. Ja, maklike exit. Dis te maklik. Drosdui met net nie nou kop verloor nie. Hulle moet net kalm bly. Doen nie volg die reëls. Los die spelers in die losgemale. Kom weer op verdediging. Hulle is nog glad nie uit hierdie wedstryd uit nie. Daar's nog baie tyd oor. Ons sien hulle net so hier voor die kommentaarhokkie. Ja, jy kan sien die spelers van Drosdui, dit is amper so, is 'n frustrasie amper. En hulle moet net regroup, reset. Hulle is 1-3 en dan is hulle weer terug in die game. Dis Pelser, vorige 3 drukker, weer met die bal. Ja, pragtige lyn staan. Daar gaan Pelser. Nice contestable cross kick. Wie gaan hom kry? Pragtig, nommer 15 daarso, Jacobs. Hy het baie goed gedoen, maar dan word die bal omgedraai. Menlo Park, hulle het hom. Die vooruit daarso, Prinsloo. Menlo Park, hulle wil hardop. Die man het al getrap en hy trap weer. En hy gee die bal. Goeie defense daardeur. ATS Drosdui, nou gaan die bal wyd moet gaan. Kort lyntjie. Die man wat ons vroeër maar gepraat het van Aard. En dan was daar die regte opsie. Hy speler Reinhard Herbs, heel agter van Menlo Park wat mooi die lyn gebreek het. Loop 'n bietjie mank. Dalk daai voet vasgekry daar in die tackle. Maar goeie werk deur ATS Drosdui om daai bal terug te wen. Gee geleentheid om uit die kwartgebied uit te kom. Janie van Deventer om uitjaag. En hierso is waar Lotriet nou
moet seker maak vir sy springers. Die stadium nog nie goed genoeg gewees nie. Sal die bal wil hou. Goeie steel, goeie ene. Hier gaan Menlo Park. Lekker lang aangee. Ons danger man, Fischer. En dan word hy hoog gevat en hier kom 'n kaart. En hierdie toernooi is nog gesien, as jy gewoonlik as die man na sy sak toe gaan, maar die skeieregters gaan almal na die sokkie toe. Daarmee jy weet jy's in die moeilikheid. Ja, hulle was vroeër gewaarsku en daarom het ek gesê die volgende groot strafskop gaan definitief 'n kaart hê. Ja, hulle kan nie sê hulle was nie gewaarsku nie. Ja, hy is baie jammer daaroor. Ek dink nie een speler tackle hoog. Meeste van die tyd opsetlik nie. Weer daai vinnige hande deur die Menlo Park, daar's Samuels. Hy het dadelik omgekyk na die skeieregter, hy het geweet. Ja, hy weet. Ongelukkig. Die kat wat die melk gesteel het. Nou sê die plaasvervangers van Drosdey wat opkom. Lyk vir my soos Mathieu, Jean-Louis Mathieu, 20. Good mall setup. Drosdey, ja, hulle het goed gedoen. Hulle moet in die fight bly hierso. Hulle is besig om terug te gaan. Die bal kom terug. Skram af, sien 'n gaatjie. Hy gee dit vir sy maat daarso. Die man wat ons aan mekaar nie genoem het nie. En dit was Strydom. Die man met die rooi skramkap. Eerste helfte was hy stil, tweede helfte hy is al hoe beter. Hy word al hoe beter. Dis hy daar, so die man met die rooi skramkap. Strydom. Roan Strydom met die 3. Dit sal Menlo Park bietjie meer spasie gee, bietjie asem gee, maar moenie vergeet van die goeie werk van Gustav Schiffner nie. Ja, hy was heeldag, hy het 'n paar keer dat hy gesnyp en jy kon sien, hy hou net die manne op hulle tone. Moenie wyd kyk hier, want dan is ek weg. En dis wat jy soen van hulle lekker skramme hier op hierdie vlak. Op enige vlak. 'n Skramme wat vir jou nagmerries gee hier rondom die raks. Ekskuus, is Schaffner en Kuhn. Ja, sê Die skakelpaar van Menlo Park, hulle twee doen die groot werk. Menlo Park nou 2-3 voor, 14 punte. Hier kan ons weer sien. Goeie werk daar deur die skramskakel. En Roan Strydom seker 'n ekstra power uit gekry. Halftyd. Menlo Park, hulle lyk nou gemaklik. Drosdey, hulle sal moet terugkom in die wedstryd. Hierdie game is besig om net weg te vloei van hulle af. Menlo Park doen alles goed. Hier sit weer aan, hulle gaan hardop. Ja, hulle doen dit goed. Hulle doen dit goed. Het lyk amper na voor. Nee, die skeieregter sê nee, speel manne, speel. Sunny Bill was goed geweest. Prinsloo. Hy het 'n paar goeie carries gemaak al. Bal gaan wyd gaan, cross kick. As genoeg cover daar, gaan hy omvang. En dan is dit 'n counter, die bal is weg. Daar's 1-2 manne voor hom. Die skeieregter sê die bal is aangestaan. Die eie arme seker aan die kant dat gesien het. Ja, ek dink daai het van die assistent skeieregter af gekom. Skeieregter is definitief nie in daai posisie nie. Maar dis kom hulle saamwerk. Nie die foute mis nie. Ongelukkig vir ATS Drosdey. I'd like to see that one again. Daar was moeilikheid in die oorkant. Ja, daar was. Ons baie spoed op die kant van hierdie ATS Drosdey. Span. Die uiteinde van dit is 'n skram van Menlo Park. Hier kom ons weer. Kom ons kyk hom dop. Hier gaan ons 'n lekker cross kick sien. Goeie skop daar. Perfekte skop. Ja, Duidelik. deur sy hande. Goeie roep daar. Bietjie verder as ons oë. Miskien moet ons net laat ons hulle 3 wil gee. Dit Menlo Park baie goeie spelpatroon en 'n plan met 'n plan gekom vandag. Hulle voer hom uit. Ons het al gesien die spanne wat hierdie NMA Toyota Noordsuid toernooi met 'n plan gekom het. Elke keer nog gewen, wyk nie van die plan af nie. Mooi skram, al twee spanne.
Daar gly die bal net uit sy hand uit. Ongelukkig vir hom. Net, toe hy sê, hy wou net die laaste keer Stoemke net optel. Hy het al die paas sien hardloop en vergeet om hom net aan te gee. Stoemke het min verkeerd gedoen vandag. Ja, nee, hy het goed gedoen, hè. Sy eerste foutjie. En jy sien sy spanmaat Samuels wat hom net sê, is okay my maat. Ek sien hulle nou as 'n classic setup hier, die groot binnensenter en dan die klein steppertjie aan die buitekant net van hom 12 en 13. Die laaste skram was goed, jy kon sien albei spanne se setup was mooi. Die hit was mooi. Ek hou van hierdie van Aard. Sy rug is mooi reguit. Hy vat die hit. Hy sit hom in daar, nommer 1 daar, Leroux. Die man met die wit skramkap. Die skrams wat baie beter gelyk het aan beide kante, baie gelyk. Nog nie een dominerende span gewees vandag nie. Natuurlik die vars bene van ATS Drosdai. Sedeman en Matthee. Sal vir ATS Drosdai bietjie meer help. Daar is nou net commentators kurs daar. Alles loop so mooi en dan doen hulle dit. Kom manne. Ek weet Gene Walker ook nommer 19. Ook op die veld. Kom met. Dit boks dit so moeilik baie keer om te sien wie ewesklik op die veld is. Die rolling subs word vinnig deur die afrigters ingestuur. Baie keer is dit van kamera af. Is net naby. As jy weer sien as hy op die veld. Ja, daar gaan ons nou. Hierdie man was heeltemal voor die bal. Daar stop hy dan wel. Ja, skeieregter sê terug manne. Ja, julle ongelukkig nie. Nommer 6. Ramsauer. Gaan hulle tap and go. Hulle sê nee manne, ons is 31 punte teen 17 voor. Ja, dit sou nie 'n goeie idee gewees het nie. Hulle het nog net 3 gedruk van die lyn staan af na by die doellyn. Hoekom van daai plan af wyk? Ek het net vroeër genoem dat hulle by die plan hou. Buite karakter gewees het as hulle daar vinnig gegaan het. Ek dink dat Keen maak weer net weer seker. Ek dink hulle coach is al klein hartaanvalletjies gehad het daar. Jy weet, is ver om Pretoria toe te loop. Sien nie luister na die skeids, na jou afrigter toe nie. Sorry ou maat, die bus is weg. Ja. Oh no. Dis lekker om te sien, die spanne van die noorde wat hulle self kom toets hierso. So ver suksesvol Menlo Park. Goeie lyn staan. Variasie weer eens. Lovely pop pass. Oh, nog ene. Kom ons gaan. Weer wyd. Ja, die jou flyer vir daar, Keen. Jy kan sien hy's 'n playmaker. Hy sien daar gaan niks aan die wag. Kom ons maak net die game weer aan die gang hierso. Lekker is 'n groot slot so kan dra. Pretorius is hom nog nie baie genoem nie. Net so 'n bietjie te mekaar op die oomblik. Hy just got a regroup ja. Kom selfe kant. Nog ene. Daar gaan ons met nommer 14. Ja, hulle moet op hulle voete bly. Die counter van amper kry ATS Drosdai die counter. Weer dra ons om. Dis die tweede keer in dieselfde beweging Pretorius. Wyd gaan hulle nou. Lekker lang paas, moet 'n 3 wees. Dit moet 'n 3 wees. Moet 'n 3 wees. Joubert. Van nêrens afgekom hy. Ek dink dis sy tweede 3. Dit is sy tweede 3. Ook goeie hande daar deur Samuels wat self al 2 keer agter die doellyn gaan kuier het. Nie vergeet briljante werk weer deur Gustav Schaffner hier. Hulle het daai bal moes vasmaak en die klein skramskakel wat dwars oor daai bal gaan staan het om hom vinnig weer uit te kry. Goeie werk deur die Menlo Park span. En nou begin die telling bietjie groei. Ons daai aan op die knie agter die pale. Hulle was die meeste van hierdie wedstryd nog in hom. Nietemin daar's nog so 17 minute of wat oor. Al snaakse dinge gesien in 'n rugby. Om net een van die afrigters net daar tussen hulle gaan staan. Goeie werk met die kaptein Andre Kuhn. Hy het sy span bymekaar gehou. Hier kan jy sien Schaffner wat die
bal uitgekry daar. Hy het baie goeie werk gedoen voor dit. En Jean Hubert wat definitief 'n verandering gemaak het aan hierdie agterlyn in die plek van Jody Abrams. Dalk 'n besering. Hy is nie op die bank nie, so dit moet 'n besering wees. Klein variasie, hulle moenie die bal vir Strydom gee nie. Hy gee ons te veel moeilikheid. Daai's Roots. Hy sê slotmaat het 'n paar carries gemaak. Hy sê right, hier gaan ek. Menlo Park, wyd. Kyk die spoed daar. Kyk die spoed hier. Kyk die spoed hier. Genade. Ek wonder of hy, ja, hulle speel daar gaan. Daar's ons mannetjie, ons 3 drukker, Hubert. Manne sê speel, wyd. Pragtig vang, hy hou die bal. Hy hou hom goed gedoen daarso, Du Plessis. En dan op die laaste. Manne net. Baie goed gedoen Du Plessis om die bal terug te kry. Ongelukkig was hy geïsoleerd geweest daar. Nathan Du Plessis is een van die besigste flanke op die veld. Aan beide kante is nommer 6. Ja. Werner Ramsauer wat ook Werner Ramsauer wat ook 'n goeie wedstryd het. Die stadium, Rosdui wat net in die laaste 15 minute om 13 wil hy opkom. Abdul Fischer, sy tyd in die koelte is verby. En hier is ek dink die verskil tussen die twee spanne gewees is die lyn staan nou op hierdie stadium. Sy wat net sukkel om hulle eie bal terug te wen. En soos jy dit noem, nog ene. Gaan verlore. Wyd. Wat kan ATS Rosdui doen? Hulle moet counter, hulle kan nie net opgee nie, hulle moet speel. Hulle moet glo dat is nog nie oor nie. Nommer 19 op die veld daarso, dis Walker. Baie paas, hier's 'n overlap. Hier gaan ons nou. Dis die mannetjie wat nou net opgekom het. Nee, dis nommer 11. Oh, kyk daarso. Hoe goed is daai hele agter. Right, here we go. Man, is die kant toe, hulle is daai kant toe. Nou is hulle in die middel van die veld. Rosdui, hulle kyk links, hulle kyk regs. Is daar genoeg spasie? Ongelukkig, net. Ja, die skeieregter sê, manne, julle is op kant. Nommer 7. So 'n bietjie, gaan nie sê chommel nie, man. So 'n bietjie losspel, die kant toe, daai kant toe. Manne wat probeer, maar die planne, kom terug na die plan toe, manne. Paulo Barron, nog nie baie sy naam genoem vandag nie, maar die nommer 11. Hy is ook gevaarlik met bal in hand. Hy het homself 'n geleentheid daar gegee. Daai skop was net te ver. Natuurlik Reinhard Herbst wat ook nie 'n voet verkeerd gesit het vandag nie. Van die agteraf is lekker om te sien 'n hele agter wat ek dink op sy beurt 'n goeie loskakel ook sal maak. Ja, ek dink hulle is bevoorreg om 2 seker. Daar's 'n lynstaan gewen. Rosdui, kom ons kyk wat maak hulle. Little dummy inside out. Dan gaan die bal na dieselfde man wat jy nou net genoem het, Barron. Hy het 'n trap op hom, gee die bal af. Na sy vrielmaat toe, daarso Virgo 10. Weer Barron. Ons kyk wat nou gebeur daarso, die bal is net verloor, lyk dit my. Nee, die bal is aangeslaan deur Menlo Park. Strafskop, hoog tackle. Is moeilik om 'n mannetjie wat 3 voet hoog is, nie hoog te tackle nie. Ja, daai het van die assistent skeieregter af gekom het ek gesien. Dis daai laag. Jy gaan so laag as moontlik en dan vind jy jouself teen die skouer van die vleuel. Dis ongelukkig nou maar die reël is daar. Hier gaan ons. Dis Santos. Dis nou tyd. Rosdui moet nou gaan. Lotriet. Forwards, jy moet die coaches skryf, werk manne, werk, julle moet werk. Rosdui stuur die bal en dan
ongelukkig het hulle nie hard genoeg gewerk nie. Die man is geïsoleer. Ja, Arno Nieuwoud wat vra, waar is julle? Help my. Hy het daar deurgekom. Regtig 'n goeie flank aan die kant van HTS Drosdui. Maar hy was alleen en jy kan ongelukkig nie teen 4 manne gelyk beklei nie. Weer eens op die aanval. Kans wat verlore gaan. Menlo Park straf hulle. Die goeie skop. Hier Andrew Keen. Yes, dis vir my lekker om te sien hoe kalm van hierdie spelers, hierdie seuns is onder druk. Hierdie is geweldige druk om hier naartoe te kom en te kom speel. Al die mense wat vir jou kyk. Eindstaande van Menlo Park werk pragtig. Daar sit weer pre-planned. They knew they were going to do that. Ongelukkig vir hom, bal aangeslaan deur die rooi speler van HTS Drosdui. Maar 'n goeie 30 meter gewen met 'n speculative box kick there. Ja, ek dink met tyd het hulle die skoppies het absoluut gewerk. Ja. Die lynstaande het gewerk. Hulle tik elke boksie. Die agterlyn hardloop op spoed. Voorspelers werk hard om die bal terug te wen, soos wat ons gesien het. Daai strafskop voor Menlo Park. 10 minute om te gaan. Kom met 'n plan. Sover werk dit. Ja, die skrams word ook al hoe beter van Menlo Park. Al hoe beter. Wonder, daar gaan ons man. Ja, die skeieregter, hierdie AR hier aan die kant, hy mis niks. Ek wou iets sê, doch ek wag, laat ek maar net. Maar hy mis niks. Nou, het is lekker om assistent skeieregters te hê wat so saam met jou werk. Geen skeieregter sal daaroor kla nie. Ja, natuurlik die WP skeieregter, ou Joey Salmons. Joey, as jy luister, goeie werk daar deur die manne, maat. Sonder die referees gebeur rugby nie. Jy kan so kwaad wees en min van hulle hou as jy wil. As jou span wen of verloor. Maar die game gebeur nie sonder hulle nie. Caden Jury is nou op die veld, nommer 21. Hy het begin teen Afrikaans Hoërseunskool. Het is goed dat hulle die spelers almal kans gee. Dit is 'n baie lang seisoen nog vir hierdie spanne van die skole tussen 14 en 18 wedstryde nog oor het. En is hier in die Wes-Kaap is dit week in week uit teen die groot name. Drosdui wat 3 van die top 5 in die eerste 3 weke gespeel het. Ja, miskien is dit hoekom hulle 'n bietjie nou, ek dink die tamheid, daai 4 soos jy sê 3, 4, 5 games teen die topmanne. Dit lyk net asof hulle amper, ek gaan nie sê hulle fit is uit nie, maar regtig waar. Dit's 'n heavy toll. Jy kan nie elke week 'n toets speel nie. Die bal uitgeskop daar nie. Menlo Park, kom ons kyk. Hulle hou van die counter. Hulle sien is aan. Skop die bal uit. Pragtig. Weer eens. Reinhard Herbs. Herbs, ja. Nog niks verkeerd gedoen nie. Maar ja, soos wat ons noem, hulle het Paul Roos gedruk tot 'n 26-20 wedstryd in so 2 weke terug. Oor jongens Parel daar by die Hoester gaan kuier. Dit was goed 'n halftyd, maar toe weggehardloop in die wedstryd. Die bal is net skeef ingegooi. Aan daai 2 skole alleen, as jy hulle aanvat, moet jy weet dit is 2 bulspanne. Ja, en dan jou eerste NMI Toyota Noord-Suid wedstryd is teen Afrikaans Hoërseunskool wat nog 'n bulspan op hierdie stadium indrukwekkend lyk. Dis 3 van die top 10 spanne in die land, wat jy nou gesê het. Verlede jaar se top 5, al 3 daai skole. Ja. Weer eens dieselfde taktiek. Kry die bal, sit hom lekker hoog op, contestable. Kom ons kyk of hulle hom kan kry. Bal aangeslaan daar deur Menlo Park. Die hakkertjie daar so, Lotrie, hy werk hard. As die bal deur die ander kan gaan hierso. Skiep hulle die overlap, nommer 15 daar. Jacobs. Nuwe skram op die veld. Offside sê die skeieregter, nommer 7 daar so. Nieuwoud. Nou gaan die bal wyd. Lotrie weer. Hy verloor so 'n stukkie van sy broek. Kyk, kry hom terug daar so. Kom hulle na die blind side toe. Die groot center, ons nog nie baie van hom gesien vandag nie. Ah, daar's jou man. Dis die man wat ons die hele tyd gesoek het van Engeland.
Masco. Dis baie beter werk deur HTS Drosdai. Dis die tipe rugby wat hulle gekom het om te speel. Jacques de Klerk wat weer oorgaan, hy het 2-3 al gedruk. Ek moet sy hand beseer het daar. Hier kan ons sien. Die werk. Daar deur Juries. Kry die bal weer. Dat was van Engeland. Hy was bietjie vasgehou vandag. En die goeie werk weer deur Juries net om vir de Klerk oor te stuur vir 2-3. Lotriet wat bietjie stadig na daai losgemaal af loop hier aan die. Kan sien hy daar hou gevat. Janie van Deventer. Hy ken die wind. Daai is 'n goeie skop. Nou weer die mannetjie dop. Briljante kop op sy skouers. Daar's 'n loskakel. Goeie hande. Kan ons weer sien. Hy direk geweet. Hy oefen in hierdie wind elke dag. Daar in Woester. Daar was meer die Engelse urgency in daai 3. Daar was kom manne, ons moet iets doen. Ons moet die game terugkom. Hierdie game is besig om weg te hardloop van ons af. Verloor net die bal, net die bal verloor. Ongelukkig vir hulle aangeslaan Menlo Park, anders was dit moeilikheid. Weer die afskoppe wat bietjie beter gelyk het op hierdie derde dag. In die eerste 2 dae die spanne ongelooflik gesukkel. Ons weer sien 'n fout aan die kant. Die bal uitgaan. En kom ons kyk bietjie na die spelers wat uitgestaan het vandag. Wayne, kant van Menlo Park, Nathan Du Plessis, die nommer 6 het briljant gespeel. Skakelpaar, Schaffner en Keen. Samuel se 2-3, Joubert wat self opgekom het en 2-3 gedruk het, maar man van die wedstryd, die heel agter, Reinhard Herbs. Baie goeie skop. Taken back, I think. Ja, ongelukkig. Nou was goed, saam met die wind. Ja, definitief Herbs daar, die nummer 15. Hy het pragtig gespeel. Alles wat hy gedoen het, het hy goed gedoen. Hy skop met sy linkervoet of met sy regtervoet. Die linkervoet is natuurlik die 10. Menlo Park wat hoog opgaan. Hulle sit die mol op. Hulle wag daar so. Inkom Schaffner wat ook 'n goeie spel gehad het. Menlo Park besig om te gaan. Daar's 2 manne wat met mekaar hallo sê. Menlo Park, nou moet hulle hom gebruik. Schaffner, hy kry die bal agteruit, stryd hom, hy wag, gaan verby hom, buitekant toe. Hier's 'n man wat kan trap, nog een paas. Daar's die man wat ons nou net genoem het, en dan onselfsuftig gee die bal oor. En hy kon self daai 3 gedruk het, maar dis die tipe speler wat hy is. Hy sê vir sy maat, gaan druk jy jou maat. Ek hoop jy's okay daar, nommer 14, daar so Petersen. Maar weer is dit bewys net die tipe, die man wat Herbs is. Hier kan jy dit mooi sien. Hy gaan nou die bal kry van Joubert en dan daar was niemand voor hom en nog steeds gee hy die bal van sy maat aan. Sê, kom jy op die skoolbord ou broer. Reinhard Herbs is asof hy gehoor het ons is sy oor gefluister, hy's man van die wedstryd. Dis hier neem hy Toyota speler van die wedstryd. En gee vir sy maat Petersen, Blyden Petersen om oor te gaan. Ag, is goed om te sien. Reinhard Herbs gaan ietsie groter kry as daai 3. 'n Goeie kop op sy skouer. Ja. Hierdie hele Menlo Park span het my beïndruk vandag. Self 'n goeie wedstryd gehad teen Outeniqua. Veg baie om af te kom na die Wes-Kaap. 2 skole te kom klop, soos Hoërskool Outeniqua, wat 'n baie goeie jaar het sover. Baie goed gelyk. Wedstryd voor hierdie gemaklik gewen het. Menlo Park lyk net gemaklik. Daar's nie paniek in die span nie. Jy kan sien hulle weet wat hulle moet doen. Hulle weet waarheen hulle moet gaan. Die gameplan werk
En is daar moeilikheid, hulle kom terug, sien, dis wat ons gaan doen. Ek dink hulle is 'n baie goeie, gebalanseerde span. Groot rugby wat nog voor lê daar in Pretoria hierdie jaar. Schaffner. Hierdie klein skramafie, hy is ook vol hardloop. Hy sê ek is man, hierdie 9 beteken niks op my rug nie. Om punt. Trotsday, ek dink hulle downfall sal wees net die hoeveelheid strafskoppe wat hulle afgestaan het vandag. Daar was net te veel strafskoppe. Die momentum wat hulle sou gehad het, het hulle self gebreek. Dis ongelukkig so en hulle het definitief 'n bietjie werk in die lyn staan. O, gats. Eerste fout van kaptein Kiel. Kom ons kyk wat maak hulle nou. Daar is die trap, daar is die vent. Die mannetjie, hy is ook alles. Fischer. Matthias Trotsday, daar lê Fischer agter in die agtergrond. As die bal nou deur die hande gaan, voorry. Nog een paas. Manne doen goed nou. Trotsday, hulle weet, ons speel nou vir Pride hierso. Dis Leroux. Groot bal. Kom hulle na die blind kant toe. Great tackle, good defense there. Menlo Park, hulle weet, ons gaan hulle nie nog 'n 3 gee nie. Kom manne, dan gaan daar 'n goeie paas buitekant toe. Dis Walker, hy wou so lyk van Engeland, hy dra die bal. As die bal nou gaan, weer eens, Leroux. Die voorry manne sê, manne, julle kan nie 3 druk, ja, gaan ek het doen. Ongelukkig gaan die skiepase by almal in. Die skeieser gaan hulle terugroep. Miskien is dit die besering daar agter. Een vorige oortreding vir 'n hoog tackle van Deventer se vinnige hande daar. Ek sê Fischer wat nog steeds op die grond is. Ek kan 'n enkel besering. Sal nie 'n speler wees wat hulle graag wil verloor nie. Kans vir Joel Sedeman net te kom deel wees van die laaste beweging van hierdie wedstryd soos tyd verstreke is. Die Trotsday, hulle sê kom nog net enetjie man, laat ons gaan. Counter Menlo Park, stryd om. Nee, dis die nuwe man op die veld, nommer 19. Weer terug, omgekeerde besit. Wat gaan ons hier maak? Dis die haker daai van Vieren. Hulle is nou baie naby. PD en dan die manne, die skeieregter sê, manne, julle het vasgehou aan die bal. Johan Jansen van Vieren. Het hy die 3 gegee? Dit wil vir my so voorkom. Op die stadium gelyk of die skeieregter dalk die strafskop vir die rol, die grond. Ek my kaptein daar gaan vra hoeveel bewegings was daar meneer, maar dis klaar gegee. Tyd verstreke. Sien hier was 'n harde wedstryd vir ATS Trotsday. Hulle gaan wel verdiende rus in hierdie vakansie geniet. Ja, hulle sal 'n bietjie huis toe gaan. Baie van hierdie kinders natuurlik koshuiskinders, so bietjie terug na die huise toe, ma en pa se kos. Bietjie liefde kry daarso en dan terugkom. As ons sien Fischer wat hier van die veld afkom, hy was baie goed geweest op sy span. Ongelukkig beseer in die laaste minute. Net so links van die linker reg op paal. Op die einde van die dag 43 punte teenoor 24. Pierre. Ja, Menlo Park gekom met 'n plan soos ek vroeër gesê het. Dit heeltemal uitgeleef. Dit lyk goed vir die skool van Pretoria. Dit is lekker om te sien dat hulle weer terug is. Sover onoorwonde nou vir die jaar 5 in 'n ry. Hier op die NMI Toyota Noord-Suid het hulle gekom 2-2 uit Aniqua. Vrydag gewen met 34-24 en vandag 43-24 teen ATS Trotsday. Speler van die wedstryd, Reinhard Herbs, deel agter van Menlo Park. Hy het baie goed gelyk, daagter baie gemaklik homself bevind in die agterlyn op die regte tye. Balverspreiding en sy skopwerk was takties en korrek. En wel verdiend vir die NMI Toyota speler van die wedstryd.
Ja, duidelik. Die man van die wedstryd daar. Daar was 'n paar ander manne ook. Schaffner was goed. Hulle 10 was goed. Stoom, Keen, Samuels en die 2 Fishers. So dit was letterlik die 9's, die 10's, die 13's, die 15's was al 2 briljant geweest. Trosday, hulle kan hulle koppe hoog hou. Hulle was nie heeltemal oordonder nie, maar die man van die wedstryd gaan ons nou kyk met Andy Daniels en Erps op die vloer. Welcome back, and I am with the man of the match, the NMI Toyota man of the match, Reino Herbst. Reino, it's a long way from Pretoria. 2 from 2. You must be really happy as a team. Yes, obviously last year didn't go as well as we wanted to, but we came here with a duel. To win 4 out of 4. I think we did brilliantly, and I think I'm very proud of the boys. Just quickly, you're very unselfish. You could have scored there in the corner, but you gave to your teammate. Is that something you do too often? Yeah, I sort of see Willie Leroux as my superstar, so I try to play like him, put the people on the outside in the gap. So. Well, funny you should mention Willie Leroux, because one thing we noticed up in the commentary was you coming in at 10, coming in at 12 and adding value around the park. So you must feel confident at fly half, fullback or wherever on the park. Is that something the coaches have encouraged you to do? Yes, I encourage that a lot. I think our fly half has a lot. He's a great captain, great leader as well. He manages us as well on the team, so I think congrats to him actually. Really well, congratulations to you, Reinhard Herbst, NMI Toyota man of the match. Guys, make sure you don't go anywhere on Super Sports Schools. We've got Irke Janssen taking on Durbanville straight after this match. NMI Toyota, your ultimate destination for all your Toyota